Ja, ons is maar hier in 'n droë wêreld, 'n moeilike wêreld, Mosselbaai. Jy nie hier gebore is, jy sal jy ook nie weet en jy kan ook nie oorleef as jy nie hier gebore is. Elke dag dink ons dit gaan reën. So ons het die geloof om te glo dat dit sal reën. Dit is nogal moeilik om aan mekaar daai geloof te behou. Jy moet net onthou, daar 3 goed wat jy kan herstel na 1 jaar se reën. Nie jou weiveld nie, nie jou skaapgetalle nie, en nie jou finansies nie. Dit is onmoontlik. Na soveel droogtejare moet daar 4, 5 eintlik bo-gemiddelde jare weer wees om jou veld te herstel en jou veegetalle weer reg te kry. Die impak op ons as gesin, en ek praat nie net namens my nie, ek praat van die hele gebied, is geweldig. Ek meen, daar is oggende wat ek opstaan, wat ek net sê, ek weet nie waarvoor ek nou uitgaan nie. So jy moet maar vir jouself in 'n posisie probeer kry om positief te wees, maar dit is moeilik. En ek dink wat die meeste in hierdie wêreld verander het, ons ruilvoet het heel verkeerd geraak. Ek meen, weet jy, ek sê nie vleispryse is te goedkoop nie, maar dan is die ander goed soos voer, brandstof, arbeid en daai goed het te vinnig duur geword. En dit is moeiliker want ons netto-wins is baie laag. Dit is. Ek woon 52 jaar in die omgewing. Laaste 10 jaar is die moeilikste 10 jare. Ons is gewoond aan periodieke droogtes, maar die laaste tyd is dit erger. As 'n boer is dit baie erg om te sien jou diere is honger. 5 jaar terug weet ek het sekere boere hulle totaal uit geld uitgevoer. Met die gevolg is die boer sien letterlik maar diere elke dag. Dit is nie meer lekker geweest om selfs veld toe te ry nie. Die diere bler as hulle die voertuig sien. Dit het maar 'n psigologiese effek op boere ook baie ernstig gehad. Ons voorsien die kos van hierdie land en ons wil dit doen. Dis wat ons wou gedoen het. Ek meen, ek wou van so kleins af al boer en ek was nog nie eens behoorlik, kon nog nie eens behoorlik my skoene vasmaak nie, toe ry ek al trekker. So dis wat ek wou doen. Dis my liefde en dis wat ek goed kan doen. Jy weet jy moet opstaan, jy weet jy moet geld uitgee om jou diere kos te gee. Party daar ry ek by die skaap aan nie, want dan jaag hulle my vir kos. Hulle storm op jou af, hulle wil kos hê. Maar wat kan jy doen? Jy moet voer gee. Maar ek het nou op baie stadium gekom dat ek nie meer kan voer gee. Ek kan nie, daar is nie manier nie. Jy kan jou wys daar, plekke waar die goed ingegooi is, waar ek aan die bene is wat ingooi. Maar dit is hartverskeurend om dit te sien. Kyk, daar is verskillende parameters hoe jy droogte kan meet. Eerstens raak jou veld minder, daar raak dit op. Wanneer boorgate begin ingee, dan raak dit al erger. Sonder byvoeding gaan diere begin doodgaan. En dan op die einde is dit 'n ramptoestand as daar geen voer meer is nie. Daarom waardeer ons die hulp wat ons kry geweldig baie. Die reën het minder geword en miskien die reënval kom anders voor. Baie reënbeslag en 'n lang tyd en niks. Ek dink dis een van die groter probleme in ons omgewing. Ons het nie 'n landbouvriendelike regering op hierdie stadium nie. Dit klink negatief, maar dit is dinge wat so bietjie buite ons beheer is. 'n Bietjie subsidies sal goed wees. Dit maak dat daar meer geld in die platteland agterbly. Ons boere kan nie daai subsidiegeld van ons vat nie. Ons steek dit in voer in en dit gaan via die dier. Ons gee vir mense werk en daai geld gaan net so terug in die gemeenskap in. So voel vir my, dis 'n ander manier van kyk hoe om 'n area in die gang te hou en 'n verstedeling 'n bietjie te stop. Die impak is geweldig. Ek wat nou self ook persoonlik met mense gepraat het, daar's boere veral in die Noord-Kaap wat ver uit mekaar geleë is, wat se kinders in koshuise is, dat hulle fisies nie meer die geld het om hulle kinders na skool toe te stuur. So die kinders sit by die huis. Pa en ma probeer maar homeschooling doen en so aan. Haal hulle die koshuise uit. En wat gebeur van die plaaslike dorpie, die plaaslike gemeenskap? Die oomblik wat daai gebeur, val die gemeenskap plat, want die mense kom nie meer in dorp toe nie, daar's nie besigheid. Dis 'n krisis. Ek is eerlik as ek vir julle sê, die skip brand. Kom ons sê dit so, die skip brand. Voedselsekerheid is verseker en gedrang. Daar's ouens wat kuddes gehad het van 4000 plus aantal oeye.
Hulle 300 oor. Ons vra, Suid-Afrika, help ons boere. Ons wil vir julle kos gee, ons wil voortgaan om te boer, dis in ons hart. En ons wil graag voorsien. Die meeste van ons boere, ek wil nie namens ander boere praat nie, maar ons het ons polisse verkoop vir oorlewing terwille vir ons diere. Maar die diere kan nie vir kos vra nie. Jy moet sorg vir hom. Dis baie skaap wat ek by my om die huise aanhou om hulle te voer om lammers reg te kry. Ons sit met 'n ongedierte probleem in die veld. As ons daai verliese vat en ons vat ons verliese van ons droogte, dan stop op 'n punt wat jy moet begin vir jouself sê, maar ons moet begin toemaak. Ons kan nie aanhoudend teen hierdie verliese werk nie. Uit die aard van die saak, as ons terugkyk op die 8-9 jaar, is dit absoluut genade wat ons gedra het. Daar's niks anders te ry, daar's niks anders wat ons in hierdie situasie kon gered het nie. Absoluut genade. Agri Noordwes is maar 'n provinsiale arm van Agri SA, alhoewel ons autonoom is, ons doen ons eie goed. Ons het in 2013 het ons in ons provinsie geweldige droogtes gehad en toe het Agri Noordwes besluit om in te gryp en te help en te kyk hoe ons boere kan ondersteun om deur die droogte te kom. Ons help vir Noord-Kaap al oor 'n geweldige lang tyd. Manne van die boere is nou al besig, ek dink van 2014 af, 2015 het ons gestig. Die huidige situasie is dat die Noord-Kaap is volgens my inligting maar die provinsie wat huidiglik die meeste droogte het en daarom fokus ons op die Noord-Kaap. Daar is dele van die Noord-Kaap wat vir ons moeilik bereikbaar is omdat dit net dood eenvoudig te ver is. Ons probeer help in die Noord-Kaap daar waar dit sinvol naby genoeg is aan die voer wat daar wel geskenk word. Ons het in elke provinsie het ons verteenwoordigers wat vir ons raad gee oor wat in die provinsie in die gang is. Daar is gebiede wat regtig vir jare nog nie reën gehad het nie. Daar is gebiede waar boerderye gestop is, waar boerderye vernietig is, waar boerdery eenhede vernietig is. As gevolg van die feit dat dit net nie meer reën nie. En dit klink vir mense altyd so maklik om te sê maar koop voer. Jy weet, dis ongelooflik duur. Die vervoer van die voer wat ons skuif is baie keer duurder, meer werd as wat die voer self is. Vandag het ek afgesonder om net te kom dankie sê vir julle wat vir ons hoop bring. Die voer is 1% van wat ons elke maand gooi, maar dit gaan glad nie oor die voer nie. Dit gaan oor dat ons weet in Suid-Afrika is daar mense wat vir ons omgee en wat vir ons wil help. Ek en Susan net 2 weke terug sommer so saam gesit en koffie drink en toe het ons maar net gewonder hoekom kan ons nie met 'n boksprojek begin nie en binne 2 weke is hierdie projek geloods. Dit is ongelooflik hoe die mense se harte net oopgegaan het en ek wil net weer sê ons het nie idee wat hierdie mense deurgaan nie. Maar ons harte is oop vir hulle. Elke boks is met liefde gepak. Ons het maar begin op die sosiale media. Dit het net al groter en groter geword. Boervrouens het net saamgestaan en net gegee en as ons gesien is skole, as ons sien is dit kerke, individue en ons het gebid vir 100 en toe sien die Here ons met oor die 400 bokse. So ons kan die Here net al die eer gee en vir elkeen baie baie dankie sê. Die skenkers, baie van die skenkers sal vir jou sê, hulle is gemotiveer, hulle voel die Here sê, stuur vir die ouens die voer. Ons weet dit is waar, want ons bid daarvoor, ons bid, Here gee vir ons oplossing, stuur vir ons reën. Partykeer kom reën nie in die fisiese vorm van reën nie, maar daar kom voer. So ons spot altyd as reën wat pad langs kom, so reën wat pad langs kom het vir ons baie uitkoms gebring. Finansiëel voel ons is baie jare terug gesit as gevolg van die droogte. Maar ons hou moed, ons vertrou op die Here en ons glo dit sal weer herstel. As ons hierdie voerskenkings gehad het, sal baie boere vir ons al tot niet gewees het. AfriForum het dit nou weer vir ons beskikbaar gemaak dat ons nou weer kan voer kry. Dit is 'n voorreg om al hierdie voere te kry. Regtig waar. Dit is 'n ontsettende voorreg en as ons diere net kan leef, dan sal dit goed gaan met ons. Die droogte hier in Brandley het nogal 'n groot impak op ons boerdery.
baie swaar. 'n Mens kan dit sien en op die huidige oomblik het ek al met ons kliënte, die boere gepraat en hulle sê die meeste van hulle finansies gaan net vir voer en vir brandstof. Ons sê baie dankie vir die hulp wat ons vandag hier gekry het. Het ons boere is dankbaar vir dit. Dit is maar net so in ons platteland, is dit maar die boere wat die klein dorpies aan die gang hou. Ek meen, dis ons wat kom koop en dis ons werkers wat kom koop. Dis die volgende punt wat ek wil maak. Ons werkers ly daaronder. Ons moet mense aflê wat ons nie meer kan bekostig nie. So dis 'n hele sneeubal effek wat hier gebeur as jy nie in ons posisie is en sonder 'n salaris sit aan die einde van die maand of aan die einde van die jaar. Daar's nie 'n manier wat jy kan aangaan met hoop nie, behalwe soos wat nou hier gebeur. As iemand anders na jou omkyk en dan kom na jou toe en ek sê vir jou, ek wil jou help. Sonder om iets terug te verwag, ons help mekaar en dis waarvoor ons daar is. Ek wil net graag van ons kant af vir die mense daar in die Noord-Kaap. Manne, byt vas, staan vas. Ons gaan julle help so ver ons kan en glo in julle Skepper. Die Here het ons nog nooit teleurgestel nie, al gaan dit hoe sleg. Wonderwerke gebeur elke dag. En ek bid van ons kant af, Sannie of Ottosdal gemeenskap, bid ons saam met julle en ons bid dat God julle sal seën in alles wat julle doen. En dankie dat julle vasbyt. En ons glo en vertrou dat die Here sal voorsien in die goeie reëns wat ons almal smag. Baie sterkte.